u hande gee ek my gees oor. Die dood is 'n werklikheid waaraan niemand kan ontkom nie. Elke mens sal dit eendag moet trotseer. Ons kan dit nie vermy nie. Ons leef met die wete, ons is sterflik. Teen hierdie werklikheid kyk ons nou na Jesus aan die kruis. Ook hy sterf, werklik, histories, sigbaar. Daar was baie getuies, soldate, skare mense, sy volgelinge. Hy het sy laaste asem uitgeblaas en is begrawe. So seker as wat ons eendag sal sterf, so seker het hy gesterf. En tog is sy dood anders. Jesus sterf nie as 'n slagoffer van die dood nie. Hy sterf doelbewus. Hy gee homself oor. Sy laaste woorde wys dit duidelik. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hy word nie deur die dood oorweldig nie. Hy kies die oomblik. Hy voltooi sy taak en dan sterf hy doelbewus. En hier sien ons dus dat ook sy dood 'n daad van gehoorsaamheid en liefde is. Waarom gaan hy so ver? Omdat die loon van die sonde die dood is. Die mens het deur ongehoorsaamheid onder die oordeel van God tot die dood gekom. En nou dra Jesus hierdie oordeel tot die einde toe. Hy sterf in die plek van ons sondaar mense. Hy neem die straf op hom wat ons moes dra. En hy doen dit vir mense soos ons. Mense wat geen mag oor die dood het nie. Mense wat die dood vrees en wat die dood verdien. Hy gaan in ons plek deur die dood, sodat ons nooit deur die dood aan die dood afgestaan hoef te word nie. Sy dood verander dus ook ons dood. Vir die gelowige is die dood nie meer 'n betaling vir sondes nie. Dis 'n deurgaan, 'n heengaan na 'n lewe by God. Die angel is nou uit die dood uitgetrek. Die vrees vir die dood word vervang met hoop op 'n ewige heerlike lewe. Hoe besonder is dit nie? Jesus se laaste woorde is weer soos sy eerste woorde, 'n gebed. Hy sterf bidend. Hy gryp terug na die woorde uit Psalm 31. In u hande gee ek my gees oor. Dis 'n gebed van vertroue, van oorgawe aan sy Vader. Merkwaardig, hy rig die gebed tot sy Vader. Dit is betekenisvol na die donker uur van God verlatenheid, waarin hy hom as my God aangespreek het, is die verhouding nou herstel. Nou spreek hy weer met volle oorgawe, Vader. Hy gee homself in die veilige hande van die liefde en trou van die hemelse Vader. In God se hande, nie in 'n koue, onbekende mag nie. Die hand van die Vader, die hand wat beskerm, wat bewaar, wat dra. In hierdie hand is Jesus veilig, selfs in die dood. Dit bring ryke troos vir ons. Want deur Jesus se dood mag ons ook nou so sterf, nie in wanhoop nie, nie in vrees nie, maar in vertroue. Ons mag ons lewe en ons sterwe in God se hande plaas. Baie gelowiges het deur eeue hierdie woorde hulle eie gemaak, selfs in hulle sterfoomblikke. Die oorgawe in die hande van die Here geld egter nie net vir daardie dag nie, dit geld vandag. In die lewe vandag word ons geroep tot 'n oorgawe om ons lewe in die hande van die Here te plaas. Ons kan dit vandag reeds doen. Elke dag, elke vrees, ook ons toekoms is in die hand van ons hemelse Vader. In sy hande is dit die enigste veilige plek waar ons kan leef. In sy hande is dit die enigste veilige plek waar ons kan sterf. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Goeienaand.